Hoofstuk 13, chapter 13. Dis 'n besonderse warm oukersdag. My ouers het besluit ons gaan eerder uit vir ete en daarna sal ons geskenke by die huis uitdeel. Ek het uiteindelik gister Nicolas se persent wat ek bestel het in die pos gekry en ek dink sy gaan mal wees daaroor. Dit is in pers geskenkpapier toegedraai. Nicolas se gunsteling kleur en ek het selfs 'n kaartjie van 'n skoenlapper in die hande gekry. My ma is gewoonlik weer laat en ek twyfel of ons voor 8 by die restaurant sal uitkom. Ek is reeds aangetrek en lê op my bed en luister na een van my gunsteling bands. Liriek is my meer belangrik as die song self en daarom kan die heuwels fantasties niks in my oë verkeerd doen nie. Ek neer die refrein van Pille vir Kersfees, saam trek my ma hysteries van eind die kombuis oorgil. Ek spring op en hardloop by die kamer uit en kom af op my pa wat hurk by my ma wat op die kombuisvloer lê. Wat gaan aan? Vra ek geskok. Pa? So it is a hot day and like the day before Christmas and yeah, it's Christmas Eve, Oukersaand. And his parents have decided they are going to go out for dinner and after that they will come and hand out presents at home. And finally Dewald received Nicola's present in the mail and he knows she's going to love it. He's wrapped it in purple wrapping paper, which is Nicola's favorite color. And he even has a card on it with a butterfly, because obviously she's kind of the whole inspiration behind this butterfly thing. His mom is late as usual and he doesn't think they're going to get to the restaurant before 8 o'clock. But he is already dressed and is lying on his bed listening to his favorite bands. Lyrics are very important to him, more important than the song itself. And that's why Die Heuwels Fantasties, which is a very famous Afrikaans band, and they're quite alternative, will not be able to do anything wrong in his eyes. And he listened to one of these famous songs, Pille vir Kersfees. So he hears a very loud shout from the kitchen and he jumps up and runs down. And his dad is leaning over his mom and he asks his dad what is going on. Ma huil soos die dag toe ouma Lientjie dood is. Ek ken daardie huil heeltemal te goed. Pa, vra ek weer. My pa kyk na my en selfs hy is bleek geskrik. Hy staan op en berg sy selfoon in sy sak. Seun, wat gaan aan? Vra ek terwyl ek begin bewe. Ek kan nie onthou wanneer laas ek so bang was nie. Dit was Nicolas se ma, sê hy bo my ma se gekerm. Wat het gebeur? Vra ek verward en dink aan alles wat verkeerd kon gegaan het. Nicolas se pa het 'n stresvolle werk, 'n hartaanval, het measles en miskron gehad. Ek dink aan al die opsies behalwe die een wat my pa het. My pa sit sy hande op my skouers. Nicola het haarself met 'n beld opgehang. Skielik voel dit asof alles binne my in steen verander. Het ek reg gehoor? Kan dit waar wees? Ek het gister nog met haar gepraat. Sy was piekfyn. Sy was opgevonde oor haar persent. Sy het aangehou ek moet haar vertel wat dit is. Nicola is my rots. Sy is die een wat my sterk hou. Ek glo dit nie vir 'n oomblik nie. Ek ruk myself los uit my pa se greep en hardloop na my kamer toe. Ek tel Nicolas se persent op en storm by die voordeur uit. Ek hardloop so vinnig as wat my bene my kan dra. Ek hoor my pa in die agtergrond roep, maar ek fokus voor my. Hulle bly 'n goeie halfuur se stap van ons af, maar ek stop nie vir 'n sekonde nie. Dis nie waar nie. Ek weier om dit te glo. So his mom is crying as she cried the day that